Die volgende is deur die vuur. Onthou jy vir Sadrag, Mesach en Abednego in Daniël 3. Daai van Jesus was Matteus 4:14 en Daniël 3 kan jy gaan lees van Sadrag, Mesach en Abednego. Hulle maak die oond baie warm en hulle sê reg aanbid die beeld van Nebukadneser. En hierdie 3 staan daar alleen en sê nie maklik nie. Ek kan vir jou sê, hierdie is manne van karakter. Hy sê vir hom, daar's net een God wat ons bid. En hy word baie kwaad. Hulle bind hulle vas en hulle gooi hulle in die oond. En die koning kyk so en hy sê, daar's dan nou 4 mense binne in hierdie vuur. Ons vind beproewings en lydings in hierdie lewe. Dit word veroorsaak deur ander mense. Dit is nou waar ander mense se aksies in ons lewens begin probleme veroorsaak. Wat ons hier doen is om ons oë op die Here te hou en op hom te vestig en te bly glo. Dit gaan maar hier uittrek. God wil. Maar jy moet 'n persoon wees van karakter. Jy moet 'n broer en 'n suster wees van karakter. Karakter. Die boodskap. Probleme, swaar kry, beproewings of lyding is deel van hierdie lewe. Ek en jy moet leer om ons oë op die Here te hou vir ons verlossing. Want jy is syne. Halleluja. Jy is die Here se. Jy is met 'n rede geskape hier op aarde. Vir die Here se doel en dat hy jou liefhet. Sy doel en wil vir jou lewe hier is die volgende. Om in 'n verhouding met hom te staan. When God started to think about you, hy het gedink hoe jy moet wees en hy het gedink aan die rede vir jou lewe en hy het gedink aan jou, soos ons in die begin gesê het. Dan sê die Here, sy doel daarmee nog altyd was met jou en my, sodat ons met die mens in 'n verhouding met hom sou kom staan. Die mens is van die begin af geskep om saam met hom te wandel en hom te ken, al van Adam en Eva se tyd af. Die tweede ding is daar, sodat ons hierdie onbeskryflike liefde saam met hom kan deel en saam met hom kan wandel. Want Johannes 3:16 sê vir ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Hoeveel van ons het nie al vir die Here gesê, Here, ek verstaan nie, hoe kan U my so lief hê nie, ek verstaan nie, en ek wil dit graag verstaan. Hy wil hê jy moet verstaan hoekom het hy jou so lief. Sodat jy die waarheid kan ken. God soek nie net om mense uit die hel te hou nie. Hy soek om my en jou terug te bring na sy hart toe. Sodat ons vir ewig by hom kan bly. Vir ewig. Ek hoop en ek bid dat die Heilige Gees vanoggend binne in jou hart vir jou gesê het. En miskien dat jy dit die eerste keer ooit verstaan, dat jy nie hier is per ongeluk nie. En dat God jou as mens deurdink het, heeltemal, nog voor jy gebore was. Dat nog voor jy gebore was, hy het 'n rede vir jou lewe gegee. Gaan dit net vind by die Here. Because he's your creator. Want hy wil in 'n verhouding met jou stap. Hy wil saam met jou hierdie onbeskryflike liefde vier. Hy wil hê jy moet die waarheid ken en hy wil hê jy moet vir ewig by hom bly. Die Here sê vir jou vanoggend, ek het jou gekies. Die tyd is min. Wanneer gaan jy my kies? Het jy al die Here gekies? Maak nie saak hoe oud jy is nie. Het jy al die Here gekies? Ek wil jou sê, broer en suster, jy wat vanoggend luister, jy wat vanoggend gehoor het wat die Heilige Gees vir jou sê is, daar sekere dinge wat in die lewe gebeur. Wanneer ons by die skeppingfase kom van dit, God het alles klaar beplan vir jou, en dis wat hy wil hê van jou. Dis hoekom jy hier is.
om saam met hom te wandel. Hy het klaar alles beplan vir jou. Hy het jou geskep en gemaak as 'n mens met 'n vrye wil, want die Here soek nie slawe nie. Jy het vrye wil. Jy kan die regte ding doen of die verkeerde ding doen. Jy kies. Jy kies hoe jy lewe, hoe jy jou lewe gaan inrig.